Baie welkom by die Vita Day Woordskool. Ons is besig met die boek Jesaja. En ek dink dit gaan in elk geval eufemisme wees as ek nou vir jou sê ek is geseën deur hierdie boek. Jy voel net die woorde doen dit glad nie. Laat reg geskied aan wat ek ervaar binne in my hart gebeur nie. En soos wat mense dit lees en jy leer wie God is. En jy leer hoe God werk, en dit doen iets net hier binne in my, en dit is vir my so 'n belewenis, en dit maak dit vir my so kosbaar, om nie net te hoor van God nie, maar om hom te beleef, en op hierdie kosbare manier te beleef. So ek weet nou nie, as jy nou hierdie video kyk, of jy nou al 'n voorgis van hierdie reeks nou al gesien het, dalk volg jy ons van die eerste oordenking oor Jesaja, en dalk het jy nou ergens in die middel ingespring, maar as jy in die middel inspring, ek wil jou sterk aanbeveel, jy kan doen wat jy wil, maar ek wil jou sterk aanbeveel, begin by 1, en werk hulle so deur is nie so lank nie, en dit gaan jou tydjie vat, want die boek is groot, 66 hoofstukke, maar dit is regtig nie moeite werd, dit is kosbaar, en gebruik hierdie video slegs as aanvullend vir jou eie Bybelstudie, so gaan lees jy ook 'n bietjie verder, en daar's geweldig baie kommentare en wonderlike navorsing, en mense wat jare al hieroor bepeins, wat ek nie eers die stof wat hulle aanraak, eers naaste by aanraak nie, so daar's baie dinge om te ontdek. Ons is besig met Jesaja 18, en as jy 'n nuweling is van hierdie kursusie, dan baie welkom, bly jy saam met ons, en hoop jy beleef ook die Here se bediening in jou hart en jou lewe. God is besig om sy oordeele bekend te maak oor die nasies, maar net vinnig, voordat ons begin, ek wil net weer die punt aanraak van, hoekom is God so kwaai in Jesaja? Dat iemand sal vra, hoekom is God so kwaai in Jesaja? Hoekom vertel hy nie eerder vir hulle van sy liefde nie? Wel, dis belangrik dat hierdie mense hoor, dat hulle aanhoudende weerstand teen die waarheid van God bring nie die innigheid van God in hulle midde nie. Dis belangrik dat hulle dit hoor. En ek wil net dit onder jou aandag bring, dat dit wat God hier doen, is nie omdat hy nie die memo gekry het nie. Dat hy moet liefde preek, en vertel eerder vir mense hoe lief is hy vir hulle, en hoe waardevol is hulle. God weet waarvan, ons praat van God hier, ek wil nie eers sê hy weet waarvan hy praat nie, want wat se tipe uitlating is dit? Ons praat van God hier. Ons praat nie van iemand wat groei in volwassenheid nie. Hy is die absolute epitoom, die absolute definisie van heiligheid en reinheid en volwassenheid en waarheid en geregtigheid. En God se liefde, selfs in sy waarskuwings oor oordeel, moet jy nie miskyk nie. Hierdie boek Jesaja is die boodskap wat God aan Israel rig vir 60 jaar lank. Hy plaas sy dienaars van genade in hulle midde, die profete. En hulle bedien die volk met genade. God kon, sonder om hulle te waarsku en te waarsku en te waarsku en te waarsku, net op hulle toeslaan. Hy sou heeltemal reg wees om dit te doen. Maar hy's betrokke in 'n gesprek met hulle. En sê, ek het julle voorgehou dood en lewe. Ek het julle aanbeveel, kies die lewe. Sê vir my, dis nie liefde nie. Maar julle het aanhoudend die dood gekies, en kies dit steeds, en julle gaan dit kry. Ook daarin is liefde. Die feit dat God regverdig is, en heilig is. Dat is liefde daar. Die feit dat hy oordeel, is ook geweldig liefdevol. Nou, miskien is jy nou al by hierdie video en jy dink, ons het nou 'n bietjie baie gelees oor die oordeele en die oordeele, kom ons kom nou by die good bits. Israel hoor hierdie boodskap vir 60 jaar, nie net vir 'n paar oordenkingkies op YouTube nie,
60 jaar en dit wys vir jou die dieptes van die hardheid van hulle harte. Hulle steur hulle net nie in God nie, en dis tipies die vlees. Dis die eienskap van die vlees oor die eeue heen. Die vlees steur hom net nie aan God nie. En ons sien met die bediening van Jesus. En Jesus sê vir die fariseërs, sê vir hulle, die landbouer het sy boodskappers gestuur, die profete, en julle het hulle doodgemaak, en verstrooi en verjaag, en toe stuur hy sy seun, en julle het hom doodgemaak. Die diepte van die hardheid van julle harte. So hoofstuk 18, vers 1, begin so. Wee die land van vlerk gegons, wat ander kan die riviere van kus lê, wat boodskappers stuur oor die groot water en 'n skuite van bissies oor die waters. Gaan weg, vinnige boodskappers, na die hoog uitgegroeide nasie met die blink vel, na die wyd en suid gevreesde volk, die nasie gewoond om te gebied en te vertrap, wie se land deur riviere deursny word. Maar dit klink so baie soos my eie mense. En ek kan dit van toepassing maak op soveel ander volkere in die wêreld. Die woord van God is sidderend. Die hoog uitgegroeide nasie met die blink vel, wyd en suid gevrees, gewoond om te gebied en te vertrap, wie se land deur riviere deursny word. Al julle bewoners van die wêreld en bewoners van die aarde, al julle bewoners van die wêreld en bewoners van die aarde. As 'n banier opgehef word op die berge, kyk, en as die besuin geblaas word, luister. Want so het die Here vir my gesê, ek wag rustig en aanskou uit my woonplek soos glinsterende hitte bo die sonlig, soos 'n douwolk in die hitte van die oestyd. Hierdie taal wat hier gebruik word in die boodskap, dit het net 'n ontnigterende effek op my eie lewe. Want hierdie taal vind ons ook in Openbaring, byvoorbeeld. Ons kry dit in die psalms, in die kleiner profete. Ons kry dit reg deur die Bybel. Wat God sê, luister ouens, verhewe bo julle, staan ek vir julle en kyk. Want voor die oes, as die bloeisel volgroeid is en die blom 'n ryp druiwekorrel word, sal hy die ranke afsny met snoeimesse en die lote wegkap. Luister julle volke en bewoners van die aarde. En as dit nou vir jou baie klink soos een psalm, ek weet nie, ek dink altyd daaraan, ek dink, en hoe meer ek het aanhaal en gebruik, hoe meer dink ek daaraan, ek dink dis miskien hoe dit werk, maar dit klink vir my so dieselfde. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp, hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. Hulle word almal saam oorgegee aan die roofvoëls van die berge en aan die wilde diere van die aarde, en die roofvoël sal daarop die somer deurbring, en al die wilde diere van die aarde sal daarop oorwinter. In die tyd sal aan die Here van die leerskare geskenke gebring word van die hoog uitgegroeide volk met die blink vel en van die wyd en suid gevreesde volk, die nasie gewoond om te gebied en te vertrap, wie se land deur riviere deursny word, na die plek van die naam van die Here van die leerskare, na die berg Sion. En God sê presies wat hy gesê het nou oor die Moabiete en al die ander nasies, sê hy ook van die Kusiete. Hy sal ook hulle heerlikheid vertrap en hulle mag breek. En dan sal hulle doen wat hulle moes gedoen het, heel in die begin. Hulle sal geskenke bring vir God. Baie van hulle sal nie
Ons lees dit in Openbaring. Baie van hulle sal nie. Baie van die mense in my eie land, baie van my eie mense, sal nog steeds weier. Al giet God hoeveel oordeele oor hulle uit, hulle sal nog steeds weier om te buig voor God. Maar daar sal 'n oorblyfsel wees. Daar is altyd. Elke taal, volk, stam en nasie, wat die knie buig onder die gesag van God en hom erken, is die God van die heelal. En geskenke bring, is nou die taal wat gebruik word, om te sê hulle vereer hom. Hulle vereer hom. En dan wonder 'n mens, waarom moet 'n nasie wag totdat hy deur God verpletter word, voordat hy sy knie buig voor God? Maak dit meer persoonlik. Waarom moet 'n mens eers wag totdat hy in krisis kom, totdat alles van hom weggeneem word, voordat hy of sy hulle knie buig voor God? Gaan hoofstuk 19 aan. Volgende nasie wat die regspraak van God ontvang is Egipte. Hoor hier, as jy nou iets wil hoor wat jou ore sal laat suis, luister hier, Jesaja 19. God spraak oor Egipte. Kyk, die Here ry op 'n vinnige wolk en kom na Egipte toe. En die afgode van Egipte wankel voor sy aangesig. En die hart van Egipte smelt in sy binneste. En ek sal Egipte teen Egipte ophits. As 'n burgeroorlog wat plaasvind. God is die oorsaak daarvan. God ontketen dit. En die rede hoekom hy dit ontketen, is oor hulle boosheid en rebellie en hoogmoed. En die feit dat hulle verhef teen die lewende God van hemel en aarde. God is in beheer van wat op die wêreld gebeur. God is in beheer. En God kan nie net nasie teen nasie ophits nie, maar hy kan 'n nasie teen homself ophits. Hy kan absolute verwarring in hulle midde bring om hulle heerlikheid te verneder, sodat hulle kan weet waar die heerlikheid toekom. Ek sal Egipte teen Egipte ophits, vers 2, sodat hulle sal veg, elkeen teen sy broer en elkeen teen sy naaste. Stad teen stad, koninkryk teen koninkryk. Die burgeroorlog is die teken van God se oordeel oor Egipte. Dit is ook die teken van Egipte se rebellie teen God. En die gees van Egipte sal radeloos word in sy binneste. En sy planne sal ek verwar. Dan raadpleeg hulle die afgode en die besweerders en die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê. En ek sal Egipte oorgee in die hand van 'n harde meester en 'n strenge koning sal oor hulle heers, spreek die Here van die leerskare. So, God giet sy oordeele oor hulle uit, oor hulle boosheid en hulle rebellie. Terwyl dit gebeur, raadpleeg hulle die geeste van afgestorwenes en hulle afgode, gode wat hulle self maak. En God gee hulle oor in die hande van 'n harde leer of 'n harde meester. En dan in vers 11, nou dit bou nou so op, nou van daar af bou dit nou so op, vers 11 lees ons, die vorste van Soan is net dwaase. Die raad van Farao se slimste raadgewers het domheid geword. Hoekom? Want nie een van hulle sê draai na God toe nie. Hulle hou aan om hulle self te vereer. Hulle hou aan om hulle self te handhaaf. Nie een sê draai na God toe nie. Want dis die beginsel van wysheid, dis die vrees vir die Here. Daar's nie een wyse onder hulle nie. Onder die slimmes en die sterk manne, nie een nie. Hoe kan julle vir Farao sê, ek is 'n seun van die wyse manne, 'n seun van die konings uit die voortyd? Waar is hulle dan, jou wyse manne? Paulus skryf dit in Korintiërs, waar is die wysbegeerte, waar is die rede twister van hierdie eeu? Laat hulle jou tog te kenne gee, dat 'n mens kan weet wat die Here van die leerskare oor Egipte besluit het. Die vorste van Soan het dwaase geword, die vorste van Nof is bedroe, so mooi ou Afrikaanse woord. Egipte is op 'n dwaalweg gebring, deur hulle wat die hoeksteen van die stamme is. Die Here het daarin 'n gees van bedwelming gegiet,
En Egipte is op 'n dwaalweg gebring in al sy werk soos 'n dronkaard tuimel in sy uitbraaksel. Klink soos Petrus wat praat van 'n hond wat terugkeer na sy braaksel. Maar hier is 'n interessante ding, want ons kry dit ook in die Nuwe Testament. Ons kry dat God giet in die teenwoordigheid van Egipte 'n gees van bedwelming. God gee hulle oor daaraan. God gee Egipte oor aan sy eie dwaasheid. En ons lees dit reg deur die Bybel. God het aan hulle gegee, skryf Paulus, 'n gees van die leuen om die leuen te glo. Hoekom? Doen hy dit vandag nog? Ja, ons hele wêreld is daarvan vol. Jy kan nie glo die snert wat mense glo nie. Dink jy, hoe hou hulle daaraan vas? En dan dink ek, maar dis een van die handelswyses van God. Hy waarsku mense en waarsku hulle oor die sotheid en die leuen en die boosheid en die rebellie in hulle midde, en hulle hou aan en weerstaan God, en dan gee hy hulle oor aan hulle sotheid. En gee hulle oor aan die leuen, en gee hulle oor aan die woord hierso bedwelming, sodat hulle tuimel soos 'n dronkaard in sy eie braaksel. Dit verklaar so baie dinge wat ons beleef hier in ons eie tyd. Verder af in die hoofstuk, vers 19, ek spring nou so 'n bietjie. Verskoning, ek sien my tyd is om. Ek gaan net daar stop. Ons kan volgende keer, kan ons na vers 19 gaan kyk van Jesaja 19. Jesaja 19 vers 19 is waar ons gaan aangaan. Die groot vraag hier, om te vra wat deurlopend so moet wees, waarmee ek nou wil afsluit, en dit is, wat leer jy van God? Wat leer jy van die nasies? Wat leer jy van jouself? En dan, wat is God se boodskap aan jou deur hierdie woord?